Hallo daar en welkom. Ons is besig met 'n studie van die boek van Sefanja. As jy dalk vandag by ons ingeskakel het vir die eerste keer, wil ons regtig vir jou sê welkom. Dit is 'n groot lekker dat jy saam met ons reis. Ons studie het ons verlede week geneem na 'n plek toe waar die Here met baie intense beelde, metafore vir Juda in die besonder en dan juist dan ook vir die inwoners van Jerusalem sê, maar hy het onverdeelde trou van hulle geëis en hulle het dit nie uitgeleef nie. Hulle was nie gehoorsaam aan hierdie koning nie. Hulle het sy huis kom besoedel met bedrog en geweld. Hulle het die woorde van die volke, die buurvolke om hulle, wat die afgode gedien het, hulle daai terme het hulle begin gebruik vir hulle self, soos om nie op die drempel te trap nie. Die drempel van die afgodstempel, van die afgod van Dagon, waarvan ons lees daar in 1 Samuel 5 vers 5, as byvoorbeeld net 'n voorbeeld. En die Here het die hele liewe tyd vir hulle gesê, die Yom Yahweh kom, dis die dag van die Here, en daardie dag sal hy 'n maaltyd hou, en die wat hy genooi het, sal hy aan omwy, so hulle sal 'n baie spesiale voorreg hê om te deel in hierdie baie spesiale maaltyd. Maar vir die res is daar 'n oordeelsaankondiging. En dan word dit baie intens beskryf. Word beskryf met natuurtonele, dit word beskryf met oorlog. En as mens daar sou eindig by Sefanja 1, dan sou jy baie bewus wees van die intensiteit van die Here se eis van onverdeelde trou en van 'n heilige lewe. Maar vrees sou jou ook beetgepak het. Want die vraag sou wees, is daar enigsins hoop? En as jy 'n volgeling van Jesus is, dan weet jy, hy is die Here wat die oordeel op hom gebring het, op daai donker dag in Jerusalem, toe daar natuurtonele was, toe die wraak en die wreedheid van die mens sigbaar was, en toe hy genade aangekondig het deur vir jou en my in te tree. So kom ons lees dan saam die Here se genade aankondiging, ook in hierdie baie donker tyd in die lewe van Israel, onder die regeringstyd van koning Josia, met die wete dat Josia geluister het na hierdie woorde van Sefanja. So hou dit in gedagte en dan bid ons saam. Here, dankie dat U so genadig is teenoor ons, dat U ons waarsku, dat U ons oproep tot toewyding, en ja, dat U in U genade en U groot liefde, ook uit sommige tye van pyn in ons eie lewe, ons terugroep na U toe. En daarom, Here, vir elkeen wat hierna luister, bid ek, dat ons hierdie oomblik net sal gebruik. Baie intens bewus sal wees van die erns van die voorreg, om met die God van die heelal en sy woord te doen te hê, en stil te word voor U. Maar in dieselfde tyd te weet, ons het ook 'n Vader, wat naby is, die Gees, wat die trooster is, wat by ons is, en wat hier is om ons te lei. So asseblief help ons om met die erns, maar ook met die liefde vanuit die woord ook vandag ons beste te gee, om te hoor wat U sê. In Jesus se naam bid ek dit. Amen. Ons lees Sefanja 2 vers 1. Ruk julle reg, onbeskaamde nasie. Nou hierdie is Juda wat ook die woorde soos die buurvolke gehad het, wat eintlik en veral dan die inwoners van Jerusalem, wat hierdie perspektief gehad het van die Here doen nie goed nie en die Here doen nie sleg nie. Eintlik is Jahwe apaties. Hy staan op 'n afstand. Herinner my so 'n bietjie aan Maleagi 3 as jy daai sou gaan lees. Voordat die besluit voltrek word, voordat die dag kom en julle so skaf word, voor die gloed van die toren van die Here, voordat die dag van die toren van die Here oor julle kom. Dis 'n baie intense herhaling van terwyl daar nog 'n geleentheid is. Hierdie woorde, die gloed van die toren van die Here, kan ook vertaal word, die Engels beskryf die Hebreëus so, the flaring of nostrils. Nou as jy al iemand gesien het wat briesend is, dan is dit letterlik asof jy kan sien, dat hulle soos perde is, nee, daai neusgate van hulle is so aan die beweeg, wat 'n beskrywing is van absolute woede. En die woede is geregverdig, want die volk wat gered is, die mense wat gered is, wat die wil van Jahwe gehoor het gekies om hulle rug op hom te draai, en dit oor hulle te maak. En God se bedoeling was nog altyd bekering. Kyk maar bietjie na wat Nineve moes hoor 700 voor Christus, nê. Hierdie verskriklike oordeelsaankondiging, maar hulle het tot bekering gekom. Gaan kyk 'n bietjie Hosea, die Here wat sê ek kan nie meer nie, maar hoe kan ek, want my liefde brand te sterk.
Gaan kyk byvoorbeeld die eskatologiese boek van Openbaring, wat verskriklike oordeelsaankondigings het. Maar elke keer is daar hierdie fokus, terwyl daar nog 'n oomblik is, gryp die dag aan en neem die genade wat tot jou beskikking is vir jou. Vers 3, vra na die wil van die Here, alle nederiges in die land, almal wat doen wat die Here wil. Nou as daar 'n opsomming sou wees van toewyding aan die Here, dan sal dit hierdie wees. Dat herinner my so aan die woorde van Maria en die kelners in Johannes 2. Wat ook al hy vir julle sê om te doen, dit moet julle doen. Dit moet julle doen. Jakobus sal sê, wys my jou geloof uit jou dade. So hier het te doen met 'n doen van jou geloof, maar ook 'n gesindheid. En sien jy, wat is die gesindheid? Nederigheid. Dis wat die Here vra, dat ons met gebuigde hoofde as dit ware in toewyding aan die Here sal leef. Nie selfvoldaan met ons skouers terug, met ons borste uit, met ons kop op en hierdie woorde van kyk, hierso is ek. Selfvoldane ek met my wil en my keuses en my besluite nie, maar nee, eerder soos Jesus ons geleer het, die gesindheid van daai tollenaar, onthou jy toe hy gebid het, wees my sondaar genadig. Dis wat die Here vra, 'n gelowige wat in nederigheid voor hom leef. Dis wat God verwag. Gaan gelees gerus ook Micha 6 vers 8 hieroor. Streef na geregtigheid, na nederigheid, daar's 'n herhaling daarvan. So geregtigheid, die regverdige Here soek regverdige optrede van sy kinders. Streef na geregtigheid en na nederigheid. Miskien bly julle die straf gespaar op die dag van die toorn van die Here. En die miskien is so mooi, want dis nie twyfel nie. Dis 'n beskrywing van die erns, dat dit nie jou reg is nie. Dat dit nie iets is wat jou nou apaties moet maak, as dit ware hande gevou en sê, goed, ek sal nou nederig wees en dan moet dit gebeur nie. Hier is eerder besef, dat indien jy gered word, is jy verskriklik bevoordeel. En dis wat gebeur met die evangelie nie waar nie. Daai baie intense bewustheid van hoe goed die Here is. En Paulus beskryf dit van sy eie lewe veral. So, God mag straf, sal die boodskap van Sefanja wees. Maar wie weet, net dalk spring hy sy straf vry. Want genade is nie goedkoop nie. En Josia het hierdie gehoor, en koning Josia het in 621 voor Christus, het hy hierdie toegepas. En dan 'n beskrywing van die lande om Israel, om Juda veral. So die eerste is aan die weste kant, daar teen die see, die land van die Filistyne, met die verwysing na 4 stede. Gaza sal verlate lê. Nou in vandag se tyd in die geskiedenis, dan weet ons hoe lyk 'n Gaza wat verlate is. 'n Gaza wat aangeval is en die seer daarvan. So die beelde vir jou en my, ons kan nie as ons hierdie lees, nie daarheen gaan nie waar nie. Maar die woorde hier nou vir hierdie Filistynse stad is, Gaza sal verlate lê, Askelon sal geen inwoners hê nie, Asdod, daar waar die afgod Dagon se tempel was, sal helder oordag ontvolk word, Ekron sal verwoes word. So hierdie 4 stede van die Filistyne sal nie meer mense in hê nie. Dis die oordeel van die Here oor hierdie vyande van Juda. Ellende wag vir die wat aan die kus woon, die wat van Krete afkom. Nou ons gaan sien hoe die Kretensers, as jy daar Titus 1 gaan lees, deur Epimenides beskryf word as hierdie verskriklike mense, en dan noem hy hulle ook nog lyfrade bo op dit. So, daar wag ellende vir hierdie mense, hierdie eilandbewoners van Kreta, wat nie toegewy aan Jahwe leef nie, wat net vir hulle self en vir hulle eie liste, hulle eie begeertes leef. Die woord van die Here is teen julle. Ek gaan jou, Kanaan, Filistyne land, so vernietig, dat daar niemand in jou woon nie. Die kusstreke sal net 'n weiveld wees, waar wagters vee laat wei, 'n plek vir klein vee krale. So intens hierdie beskrywing van 'n herder en sy skape. Ons sien dat die herder van Johannes 10 lê sy lewe af. Hy wil sy skape lei. Hy is hulle ingang, maar hy is ook die goeie herder. Hy lei hulle, hy ken hulle, hy hou hulle vas, en hy het ander skape ook nog om te lei, later meer oor hierdie beeld. So die Here sê, al hierdie stede word uiteindelik net weidingsgebied.
So wat sê die Here daardeur? Hierdie land word die land wat ek vir my mense gaan gee. En my mense is nie 'n beskrywing van die etniese groep nie. My mense is 'n beskrywing van hulle wat toegewy aan Jahwe leef. Ons sal dit sien. Die kusstreek sal die eiendom word van wat daar oor is van Juda. So die oorblyfsel. 1 Konings 19 sien ons wanneer Elia na die berg toe gaan, sy bewustheid van Here, maar ek is die enigste, en dan sê die Here nee, daar's nog 'n oorblyfsel. En daai oorblyfsel is genoeg. So hier is die oorblyfsel van die toegewydes. Openbaring gaan jy sien van die oorblyfsel, van hierdie mense wat toegewy bly. So dit is nie die massas en massas nie, maar die toegewydes wat die Bybel vir ons uitwys. Wat vir jou en my sê, jy moet seker maak dat jou toewyding onverdeelde trou aan Jahwe is. Die kusstreek sal die eiendom word van wat daar oor is van Juda. Hulle is die kudde wat daar sal wy en snags in die huise van Askelon sal slaap. En so nou, in hierdie huise van hierdie stede, gaan die herders bly, gaan die eiendom word van Juda, net dit is waar hulle sal woon. Want die Here hulle God sal hom oor hulle ontferm en hulle lot verander. En hierdie is so 'n beskrywing van Psalm 103, van die Here wat ons sonde van ons verwyder so ver as oos van wes, die Here wat 'n Vader is wat hom ontferm. So hoor jy binne die genade, binne die oordeelsaankondiging, teenoor Israel, teenoor Juda, teenoor Jerusalem, hierdie genadige gebeure van die Here wat sê ek wil julle lot verander. Dis God se hart, né? Nou hierdie woorde wat gebeur met 'n oordeelsaankondiging en die verandering van die lot word nou gegee vir die nasies en vir die Filistyne, die mense wat jy die minste van sal verwag. Nou as dit waar is van Israel, dan sal dit mos waar wees van die Filistyne ook. Nie waar nie? Kom ons kyk, ons lees verder. Vers 8. Ek het gehoor hoe Moab my volk verkleineer het, hoe die Ammoniete hom met minagting behandel het, hoe aanmatigend hulle was teenoor my volk se grondgebied. So hier hoor ons die Here weer praat in eerste persoon, en hy praat oor die twee lande wat die ander vyande van Israel was, die land van die Moabiete en van die Ammoniete. Dis hulle aan die ooste kant van Israel. In jou geval, waar jy nou so staan, sou die weste kant dan natuurlik hierdie kant wees vir die Filistyne, en dan aan hierdie kant wat nou woestynwêreld is, nê? Die land van Moab, die land aan die ander kant van die Jordaan, van Moab en van die Ammoniete. En wat het hulle gedoen? Hulle het Israel met minagting behandel. En as hulle Israel met minagting behandel het, as hulle Juda met minagting behandel het, dan sal dit natuurlik wees dat hulle die God van Juda met minagting sou behandel. So seker as ek leef, en hierdie is 'n beeed, ek wil sê, dit is soos om te sweer, né? In die hof, dit is 'n eed wat die Here hier af lê. So seker as wat ek leef, so by die Here self lê hierdie eed af. Sê die Here die Almagtige, die God van Israel, Moab sal soos Sodom word en die Ammoniete soos Gomorra. Natuurlik 'n beskrywing van Genesis, en wat sê die Here? Jy gaan dan hoofstuk 20 en 21 van Genesis dit sien. Ek gaan met hulle maak soos wat ek met Sodom en Gomorra gemaak het. Nou weet jy, Sodom en Gomorra is die land van Lot, né? Die land van bloedskande. Dis waar die Moabiete en die Ammoniete kom. Die land van wat sy oorsprong was bloedskande, né? Die Here sê ek gaan met julle so maak. 'n veld vol dorings en soutpanne, vir altyd verlate. En as ek en jy vandag gaan kyk aan die ooste kant van Israel, die land van die Moabiete en die Ammoniete, dan lyk dit presies so. Dan het hierdie waar geword. So dit was 'n historiese uitspraak ook, want dit sou presies so waar word. Maar dit is ook 'n eskatologiese eindtyd uitspraak, want aan die einde van tyd staan die Moabiete, die Ammoniete, die Filistyne, staan metafories ook vir die dien van afgode, die dien van enigiets anders as van Jahwe. En van hulle sal daar niks oorbly nie, en ons sien dit ook in Openbaring, dat dit so waar word ook. Die lande sal buit word vir wat daar oor is van my volk. Die wat oorgebly het van die nasie wat aan my behoort, sal hulle in besit neem. Hierdie klein groepie toegewyde, sê die Here, sal heers. Vers 10, dit gebeur met Moab en die Ammoniete, omdat hulle so hooghartig was, en jy staan dit teenoor wat die Here vra. Hy vra nederigheid, en hulle is selfvoldaan,
vol boastfulness, nê, hooghartig was, omdat hulle die volk van die Here die Almagtige, en die Here die Almagtige staan teenoor al die ander afgode, staan teenoor die aanbidding van die natuurkragte, die Here die Almagtige verkleineer het en aanmatigend was teen die volk. Want as jy teenoor die volk praat, dan praat jy ook teenoor die Here van die volk. En hoor hoe mooi word God weer beskryf. Ons het al gehoor, hy's die Almagtige. Ons het gehoor, hy's die regverdige. En nou, ontzagwekkend is die Here bo almal. So net soos in hoofstuk 1, waar Juda moet weet met wie hulle rekening moet hou, moet hierdie nasies, Wes en Oos van Israel, rekening hou met die ontzagwekkende God. Dis hy wat wanneer hy sy hand uitsteek, hy die lot van sy volk, al is daar 'n klein groepie oor, net so verander. Want dis hoe magtig hy is. So met wie moet ek en jy rekening hou? Ons moet dit besef. Dis die Here die Almagtige. Ontzagwekkend is die Here bo almal. Hy laat al die gode op aarde wegdeur sonder offers. En al die kuslande van die nasies buig voor hom, elkeen op sy eie plek. Nou word die kuslande metafories beskryf as dienaars. Wat sien ek en jy in Filippense 2, in daai pragtige lied, vers 5 tot 11? Die hoogtepunt is vers 11. Elke knie sal buig, en elke tong sal bely. So daar's 'n nederige handeling. Christus is die Here tot eer van die Vader. Ook julle Kasiete, dis aan die suide nou, so ons het nou al die weste, ons het die ooste, nou het ons die suide. Ook julle Kasiete word deur die swaard van die Here afgemaai. En die swaard van die Here sien ons in Hebreërs 4 vers 12, ons sien dit in Efesiërs 6. Wat is die swaard van die Here? Natuurlik jy's reg, die woord van die Here, né? Ook julle Kasiete word afgemaai. Daarna steek hy sy hand uit, weer eens 'n metafoor, uit teen die noorde. So, ons het oos, ons het wes, ons het suid, en nou het ons noord. En wat is noord? Noord is die land van die Assiriërs. Dit is die wat die Noordryk ook ingeval het. En wie is deel van hierdie Assiriërs? Wel, die mense van Ninive, die wrede stad Ninive. En kyk maar net weer, hoe word hy beskryf daar in Jona. Ninive, 'n geweldige groot stad, 'n magtige stad, 'n militêre fors, né? Hy steek sy hand uit in die noorde en hy maak 'n einde aan Assirië. Hy maak Ninive 'n stad sonder inwoners, 'n droë weiveld. En in 401 voor Christus het dit so geword. Heeltemal platgevee. 'n droë weiveld. Ja, Ninive het geval in 6:2, maar later sou Ninive heeltemal 'n droë weiveld ook word. Kersfees sal daar lê en herkou. Weereens, wat bly oor? Die diere word versorg. Hulle lê en herkou, allerlei troppe diere. Pelikane en uile sal op die stad se mooi pilare slaap. Die wind sal deur die vensters huil. So as wind deur die vensters huil, beteken die vensters is stikkend. So wat bly oor? En die beskrywing van pelikane, sommige reken die Hebreëus kan ook beskryf word met 'n verwysing na rotte. So wat ons hier het is uile, pelikane, wat dan kom teer op wat oorgebly het, né? Aasvoëls as dit ware. Die verwoesting sal selfs die drempels tref, want die sederhuis sal afgestroop word. Die drempels natuurlik van die tempels. En die ironie van is hierdie verwysing na jy mag nie op die drempel trap nie, wel? Die drempels word getref. Selfs die afgodstempels word getref en daar's niks oor nie. Dit is wat sal word van die uitgelate stad, hierdie arrogante stad, wat so onbesorgd daar lê, wat dink daar is nie nog 'n stad soos ek nie. Kantopmerking. Is daar vandag stede in hierdie wêreld, is daar vandag lande in hierdie wêreld wat dink ons kan nie aangeraak word nie. Niks kan ons raak nie. Daar's nie 'n plek so magtig soos ons nie, so invloedryk soos ons nie, en ons het allerlei maniere om onsself te beskerm. Probeer jou bes. Ons is doodgerus, want niks en niemand sal ons raak nie. Daai arrogansie het geleef in die harte van die Assiriërs en dan veral in die inwoners van Ninive. En waar die Here vir die mense van Jerusalem sê, hy soek nederigheid, was hierdie mense uitgelate en verwant. Hy gaan verwoes word. 'n Lêplek vir diere, weer eens die plek vir diere, nê. Elkeen wat daar verbykom sal fluit van verbasing en sy hande saamslaan.
So, hoofstuk 1 het geëindig met hierdie oordeelsaankondiging, die Yom Yahweh kom, Juda, jy moet tot bekering kom. Hoofstuk 2 eindig met 'n oordeelsaankondiging en wat sal die Here se hart wees? En ons weet dit mos uit Jesegiel 33, uit 1 Timoteus 2, ons weet dit uit 2 Petrus 3, dat die Here se hart is dat die nasies tot bekering sal kom. Openbaring 21 vers 4 en verder beskryf van die volke wat voor die Here kom. So nou is die vraag, met hierdie 2 hoofstukke agter ons, die Here se oproep natuurlik in hoofstuk 2 van Juda wat tot inkeer moet kom en die hoop wat daar is vir hulle wat toegewy bly, wat sal nou gebeur met die res van die volke? Vertip het ons volgende keer weer by mekaar kom. Sjoe, Here, dankie dat daar vanuit die woord vir ons fokus altyd terug is na ons eie sonde, ons verderflikheid, aan ons eie verdeelde trou, ons gebrokenheid as dit ware, maar aan die evangelie en die herstel, wat ons so volledig herstel, dat ons nie vanuit gebrokenheid die hele tyd hoef te wandel nie, maar as nuwe mense kan leef, vrygemaak van ons verlede, nuut gemaak om U te kan dien. Help ons, Here, om die erns ook van Sefanja 2 te hoor. En as daar iemand is vir wie ons hierdie moet gaan sê, dat ons dit sal doen, ek bid dit in U naam. Amen. Volgende week eindig ons met seker een van die mooiste liefdesverklaringe van die Here. Ek hoop om jou ook daar te sien.